As hy die man uit die veld vat, Rob Ferreira en Leidenburg, wie gaan teen Hoogenout in die finaal speel? Sy groot opgewondenheid. As sy dit is, lyk my Leidenburg wat gaan afskop, hulle speel van links na regs en dit is Rob Ferreira wat in die son gaan inkyk met die afskop. Vorige wedstrijd tussen die twee spanne het Leidenburg redelijk gemakkelijk gewen, maar ek glo Rob Ferreira sal wel terugkom in hierdie wedstrijd en hulle gaan glo hulle is 'n beter span en dit is Rob Ferreira wat die besit is vir die bal. Sterk nommer 1 wat die bal dra, kom oor die voordeellyn. Rob Ferreira wat 'n baie vinnige agterlyn het en hulle glo hulle gaan hierdie agterlyn probeer gebruik reeds van die begin af. Ja boys. Rob Ferreira wat hulle self vashardloop hier so in die kantlyn en dit gee vir Leidenburg om nou op die eerste lyn staan van die wedstryd te vat. Vierman lyn staan deur Leidenburg en kyk in die middel pragtig vat hulle die bal uit die lug uit en dis Leidenburg se nommer 2 wat die bal daar vorentoe dra. Hy wen metersveld, kan hulle weer die bal terugkry. Pragtig. Gee die bal binnekant toe, maar hulle kan ongelukkig nie die bal hou nie. Verloor die bal vorentoe en dit gaan 'n skram wees. Eerste skram van die wedstryd en dis Rob Ferreira wat hom kan insit. Skram wat so net so op die 10 tree stiplyn gaan plaasvind. Rob Ferreira wat hom kan voer. Rob Ferreira se agterlyn wat lekker diep staan. Die bal kom redelik gemaklik uit. Oorgee aangee vir Rob Ferreira. Ongelukkig verloor hy die bal en dit is Leidenburg wat die bal in die hande kry. Leidenburg wat vorentoe speel. Kan hulle die bal weer 'n keer kry? Ongelukkig. Bal word verloor. Baie goeie geleentheid vir Leidenburg. As Kibbe klei en hulle gaan wel die voordeel kry van 'n skram. As hy Leidenburg sal
graag die scramble domineer. Vorige skram het Rob Ferreira redelijk baie goed gedoen. Leidenburg se ingooi. Leidenburg wat die bal insit, maar Rob Ferreira is baie sterk in die skram. Rob Ferreira baie goed, maar Leidenburg het toch die bal uit. Leidenburg speel vorentoe, nog steeds in besit van die bal. Lekker wyd pas, die skram skakel die bal, ongelukkig die vleuel kan die bal nie bemeester nie. Bal is afgeklap deur Rob Ferreira. En 'n strafskop aan Leidenburg, hulle besluit hulle gaan paal toe skop. Finaal, punt op die bord. Baie belangrik. Nummer 12 vir Leidenburg. Pragtig druk aan die bal tussen die pale deur. Leidenburg wat die voortou vat. 3-0. 5 minute verstreke in hierdie wedstryd sover. Nummer 10 van Leidenburg wat hom deur die pale gejaag het. Leidenburg wat nie die bal kan bemeester van die afskop af nie. Hulle gaan wel die ingooi kry by die lyn staan. En die skeieregter sê die bal was vorentoe verloor deur Rob Ferreira, van die hande afgekom. Verskoning Rob Ferreira wat die bal kan ingooi. As hy pragtige skam deur Rob Ferreira, hulle kry die bal. Nummer 10 van Rob Ferreira wat die gat vat. Hy kry die bal net nie weg nie. Hulle verloor weer die bal, ongelukkig. Leidenburg kry die bal terug. Wat gaan Leidenburg maak? Hulle speel vorentoe. En nog steeds in die besit van die bal. Leidenburg wat nog steeds vorentoe gaan. Nou besluit Leidenburg, hulle gaan die bal uitjaag. Bal is nie uit nie. Rob Ferreira kry die bal en hulle gaan dit hier aanval loods. Baie vinnige agterspelers hierdie van Rob Ferreira. Moet hulle nie 'n kans gee nie en hulle kan ongelukkig nie die bal los nie. Goed gesteel deur Leidenburg. En ongelukkig die Rob Ferreira spelers wat by die skeieregter terugpraat. En daar's 10 meter nader vir Leidenburg. En Leidenburg besluit hulle gaan die kontring opsoek. Maak seker van die skop. En dit sal Leidenburg se lyn staan wees, so tussen die kwartlyn en die doellyn van Rob Ferreira. As hy Leidenburg in besit van die bal, skoon bal kry hulle uit. Wat kan die agterlyn van Leidenburg doen? Hulle word gelak. Feitelik geen voordeel gekry nie, maar hulle het wel die strafskop voordeel gehad en kan hulle hierdie strafskop benut.
bietjie hoor. Leidenburg wat probeer hulle druk, hulle kan net nie deurkom nie. En dit is Leidenburg wat onder die pale oorgaan. Goeie beplande beweging, trek die verdediging in. Moeilik om so groot man te stop daar reg voor die doellyn. En dit lyk na 'n redelike maklike vervyfskop reg voor die pale vir nommer 10. Baie druk van Leidenburg wat tot 'n 3 tot gevolg het op die einde van die dag. Konstruktiewe spel. En nommer 10 jaag die paal deur die pale, sit nog 'n 2 puntjies by en die telling nou 10-0 in die guns van Leidenburg. Rob Ferreira gaan weer begin. Van die afskop af, weer 'n keer vorentoe van Leidenburg af. Hulle kan nie lekker die afskoppe bemeester nie, maar dis Rob Ferreira wat nou besit is van die bal. Hulle dryf vorentoe. Skeieregter gesê daar's geen voordeel nie. Hy beveel 'n skram aan en dit gaan weer Rob Ferreira se ingooi wees. At least it wasn't this. You was already here, everyone was waiting for us. Next time we're gonna. That's why I like to do the 8 team alone because I know they're quite more strict on the rules. They have to be as fast as possible. So next time I'm standing there, I'm not gonna be fast. How's the moon? The moon's always good. In the morning actually, it's always there no matter what. You just need to see that guy. Like a new moon, usually a new moon in your mind. You just see the outside. Lyn staan, Leidenburg 'n vol lyn staan. Sy Rob vat die bal daar by hulle. Bal agter laat val en dis Rob Ferreira wat vorentoe beer. Kan hulle die druk opsit nou by Leidenburg. Rob nog steeds in beheer van die bal. Hulle gaan die bal weer 'n keer opvat. Leidenburg se verdediging goed werk. Dryf Rob Ferreira agtertoe. En nou sit Rob se agterlyn wat die bal kry en hulle weer 'n keer kan nie die bal in die hande hou nie. Verloor die bal vorentoe. En dit gaan 'n staan wees en Leidenburg sal hom kan voer. Baie vinnige agterlyn van Rob Ferreira. Hy kan net nie aan die gang kom nie.
As hy goeie lyn staan deur Leidenburg. Ag, die lyn staan die skram wat Leidenburg wen. Voer hom terug, daar's nie genoeg voordeel nie en hulle gaan die strafskop kry op die kwartlyn. En ek glo Leidenburg sal die kantlyn opsoek. Baie druk wat Rob Ferrari opgesit het, hulle kan net nie kapitaliseer op die druk nie. As hy baie goeie skop, verlig al die druk. Nommer 10 van Leidenburg, linkervoet, jaag hy die bal weg, amper op die 10 meter stippellyn. Sê dit sal ook nommer 7 wees wat die lyn staan gaan ingooi van Leidenburg. Pragtig bemeester Leidenburg, daai bal, hy rank vir hom en wil die bal teruggee en hulle kan hom net nie in die hande kry nie en nou is daar probleme. Hier kom Rob Ferreira, hulle het spoed. Kyk daar, gaat hy, pragtig, hardop hom die hele span. Dit is wat hulle goed kan doen, hulle het spoed en hulle gebruik dit. 5 punte word bygesit op die telling. 10-5 op die oomblik met 'n vervyfskop te kom. Leidenburg wat in beheer was en Rob Ferreira byt die fout uit. Hy nommer 8 van Leidenburg, meer 8 van Rob Ferreira. Hoogspringend. Spring 2-0-4. 9. Nommer 8. Hy spring by die lyn staan op die boot. Maar ek kyk dan. Ek het ongelukkig die vervyfskop wat nie daar is nie. Nommer 15 van Leidenburg wat die spel vervat. Nommer 9 Rob Ferreira wat hom in die hande kry en hulle gaan die bal verplaas. Net so by die binnekant die halflyn van Rob Ferreira. Skeieregter sê kom ons hou hom op die halflyn. Leidenburg sal gaan ingooi. Pragtig, weer agter die lyn staan, die bal wat uitval, speler wat onkant was, daar gaan die voordeel wees nie. Speler van Leidenburg wat daar ingeduik het van die kant af, gaan hy gestraf word. Vlagman wat kom gesels met die skeieregter. Was 'n strafskop of op die oomblik 'n strafskop vir Leidenburg, gaan hy moontlik omgedraai word. Kyk, daai lyn staan pragtig gevat deur Leidenburg. Hulle verloor die bal, maar tel hom mooi op. Skeieregter praat hard met die kaptein van Leidenburg. Speler nommer 3 van Leidenburg wat afgestuur word, in die loskram ingeduik, ander speler op die nek getref. Voordeel wat Leidenburg se was is weg en
Rob Ferreira kry nie daai skop uit nie. Hulle gee teenskop. Vinnig skuif Rob Ferreira die bal uit. Hulle wil hulle spoed gebruik op die punte. Pragtige lakwerk daar so aan die kant van Leidenburg. En Rob Ferreira nog steeds in besit van die wedstryd. Voorspelers wat die bal nou opdra, maar hulle word teruggetackle deur Leidenburg. Nog steeds is dit Rob Ferreira, hulle wil die bal weer wyd speel. Leidenburg sal hulle verdediging moet ken. Rob Ferreira, hy bring hulle die bal. En hulle het 'n paar vinnige manne op die punt. En hier kom die bal. Hulle daai man kan uittackle. Ongelukkig Rob Ferreira trap op die lyn. En dit gaan 'n lynstaan wees. En dit gaan Leidenburg se ingooi wees. Rob Ferreira wat baie gevaarlik lyk met die bal in die hand. As hulle nie die bal in die hand kan hou. Leidenburg se ingooi by die lyn staan. Lyn staan en lyk baie goed op die oomblik. Rob Ferreira wat glad nie agter kompeteer nie. Maar ongelukkig hierdie een was 'n bietjie skeef. Rob Ferreira vra hulle wil 'n skram hê. Skram lyk baie goed op die oomblik. En kan hulle hierdie omgekeerde besit laat tel. Sy skrams speler van Leidenburg wat afgestuur is, nommer 3. Daar moet 'n plaasvervanger opkom en as gevolg daarvan moet die skrams getalle aanpas. En nog steeds Rob Ferreira baie sterk in die skram. En kan hierdie backline van Rob Ferreira iets doen en hulle hardloop baie sterk. Dit gaan keerwerk kos. Nog steeds het Rob Ferreira die bal. Hulle gaan hom nou bystuur en hy verloor ongelukkig die bal vorentoe. Goeie druk op die verdediging wat Leidenburg opgesit het. 15 minute van hierdie helfte nog oor. Telling 10-5 in die guns van Leidenburg. Kan Leidenburg die druk verlig hierso. Hulle sal graag 'n stewige skram wil hê. Baie druk op die skram van Rob Ferreira. Leidenburg wat die bal opvat en hulle verloor die bal vorentoe. Rob Ferreira wat besit is in die bal en hier is hulle op hulle gevaarlikste. Moet hulle nie 'n halwe kans gee nie, hulle het baie spoed. Rob Ferreira wat gaan oorgaan om te druk. Al twee spanne byt op die oomblik mekaar se foute uit. Leidenburg wat die bal vorentoe verloor, opgepik deur Rob Ferreira en hy gaan druk 'n 3. Net so regs van die linker regoppaal. Ongelukkig daai verpyskop kan hom nie deur die palle jag nie. Lekker titaniese stryd. 10-0 op die oomblik. Net so 'n bietjie minder as 14 minute oor van hierdie helfte. Leidenburg wat redelik die eerste helfte of die eerste gedeelte van die eerste helfte gedomeineer het. Rob Ferreira wat hulle foute uitbuit. Nommer 15 van Leidenburg wat weer die spel gaan hervat.
Sy Rob Ferreira wat die bal vorentoe verloor. Dadelik is dit Leidenburg wat hulle die bal kapitaliseer. Kan hulle dit nou gebruik? Agterlyn staan met die bal. Hulle maak nie regtig vordering nie, maar daar gaan nie voordeel wees nie. Rob Ferreira wat die bal vorentoe laat val het van die afskop af. Kerstdagter bring hulle al die pad terug vir 'n skram en Leidenburg sal kan insit. Dorp wat baie druk sit op Leidenburg se skram, kan Leidenburg 'n mooi skoon bal uitkry hierdie keer. Wanneer gevoer die skram, ja, baie goed, beter skram hierdie keer deur Leidenburg. En dis die heel agter wat hier so in die lyn inkom van Leidenburg. Kan hulle daai bal terugkry? Hulle kry hom terug en nommer 2 wat weer eers die bal mooi opvat van Leidenburg. Hy het 'n prominente game op hierdie oomblik. En nommer 1 wat die bal verder opvat. Kan hulle iewers 'n gat kry? Kry net nie die bal op die voorvoet nie. Nog steeds in besit van die bal Leidenburg. En hulle besluit hulle gaan deur die middel. Leidenburg nog steeds en hulle gaan weer met die kort bal. Nommer 2 weer 'n keer wat deur die middel gaan daarso. Dryfballe wat hulle op die oomblik. As hy Leidenburg wat nog in beheer is van die bal. Stadig, bietjies vir bietjies gaan hulle vorentoe. Dinks voordeel daarso vir Leidenburg nou Rob Ferreira wat hom kan speel. Groot voorspelers van Leidenburg wat die bal dra. Ongelukkig nommer 10 van Leidenburg wat die bal vorentoe laat val, maar hulle het voordeel gehad vir onkanspel van Rob Ferreira. Wat gaan hulle doen met hierdie bal? Lyk dalk tog of hulle die kantlyn gaan opsoek. Leidenburg wat redelik die lynstaande domineer op die oomblik. Ja, hulle tel die bal op. Bal kom weer uit na Leidenburg se kant toe. Nog steeds in beheer is dit Leidenburg. Groot voorspelers wat die bal dra die hele tyd. As Leidenburg net die bal kan uitkry, hulle het baie spasie hier in die buitekant. En daar aan die oorkant is dit die linkervleuel, hy kan net nie deurkom nie. Nog steeds het Leidenburg die bal. En het hulle oorgegaan daarso. Die vlagman wys. Ja, ons sal net bedwag. En hy ken nie die true. En die hoekie deur Leidenburg. Fase op fase. Mooi kontinuïteit gehou die hele tyd. Nie oorhaastig nie. En nou skuif die telling op na 15-10 in die guns van Leidenburg. Nommer 10 wat gaan aan lê pale toe. Pragtig tref hy daai bal. En hy is tussen die pale deur. Twee punte wat bygevoeg is in die telling op die oomblik 17-10 in die guns van Leidenburg.
Lekker hoë hangskop van Rob Ferreira. Nommer 2 van Leidenburg wat weer by die bal in mekaar maak. Hulle sleep hom hier so by die kantlyn uit. En dit gaan Rob Ferreira se ingooi wees. En sy Hy mag nie in die lyn inkom nie. strafskop Rob Ferreira. Amper 'n lyn met die pale op die 10-treeste plein. Hulle besluit hulle wil daai telling nader bring. Besering hierso aan Rob Ferreira se kant. Martin wat aanlei pale toe en hy kom deur, tref die bal. Pragtig tussen die pale deur. Bring die telling bietjie nader mekaar, 17-13 guns van Leidenburg. Kyk aan nou. Ek wys net veel spel en ek mag skoon agter. Kan ook maak op jou 10 staan, dan kom hy binne die 10 in. Kyk aan nou. Afskop in die nommer 9 van Rob Ferreira wat die bal wegkom daarso, maar hy verloor die bal in die proses. Mooi die bal opgetel deur Rob Ferreira. Kan hulle die druk probeer verlig. Skop die bal veld af. Oor die kop van die Leidenburg se linkervleuel en hulle kry wel die bal in die hande en hy stuur die bal terug. Net binne kan die kwartgebied van Rob Ferreira, nommer 9, pragtige skop. En hy jaag vir Leidenburg terug tot op hulle eie 10-treeste plein. Sy Leidenburg wat die bal daarso vorentoe vat. Weer die voorspelers van Leidenburg wat dryf. En nommer 9 wat die bal. Yes. En skop hierso oor die vleuel van Rob Ferreira.
Leidenburg wat baie druk opsit. In die kwartgebied van Leidenburg kan van Rob Ferreira, nommer 9 wat wegbreek. Hy is lekker rats en vlugvoetig. Nog steeds Rob Ferreira wat besit is van die bal. En nou het hulle spasie daar aan die oorkant. Gaan Leidenburg hulle kan stop nou hierso. Hulle het spoed. Ja, bietjie selfsugtig gewees nou. Hy het 'n man aan die buitekant oorgehad. Maar nog steeds gelukkig vir Rob Ferreira. Hulle is in besit van die bal. En hulle speel hom buite in die oorkant toe. Weer kom hulle binne kant toe. Goeie lak daar van Leidenburg. En so half asof Rob Ferreira nie weet waartoe om te gaan nie. Maar hulle het nog steeds besit van die bal. En dit is nommer 10 wat die lyn reguit maak en hy breek die lyn en hy's weg. Gaan hulle hom stop, hy is baie sterk. Nee, hulle kan nie. Ek kan nie sien die nommer daar van Rob Ferreira. Verdediging van Leidenburg wat nie daar so baie mooi gehou het nie. En Rob Ferreira by dit uit. En hulle teken dit 3 aan en vir die eerste keer in die wedstryd is Rob Ferreira nou in die voortou. You need to be on close-up. You're not wide. Nommer 15 van Rob Ferreira. Gaan probeer met die vervyskop. Wil die telling 20 maak. Net regs verby. Telling 18-17 in die guns van Rob Ferreira. Afskop van Leidenburg nie 100% secuur nie 10 meter getrek nie. Sit hulle self 'n bietjie onder druk op die oomblik. Skram op die middelkolletjie. Rob Ferreira se skram. Rob se skram op die stadion baie goed gelyk. Wat gaan hierdie agterlyn van hulle nou doen? Hulle het planne. Hulle gaan die steelkantjie om. Nommer 8 wat optel. Gee vir nommer 9. Vinnige voete weer 'n keer. Derde, vierde tackler wat op eers plat trek. Weer 'n keer is dit Rob Ferreira wat die bal opvat. Hulle is in beheer van die wedstryd op die oomblik. Wat gaan Leidenburg kan doen? Is sy nommer 9 taktiese skoppietjie daarso. Op die halftyd Rob Ferreira, daai skop wat net verkeerd bons vir Leidenburg. Wat ons sal weer op die weerkyk moet kyk. Lyk vir my of die ref sê hy het hom nie gedruk nie. Die bal hop verkeerd vir Leidenburg. Net kort van die lyn gedruk. Ongelukkig vir Rob Ferreira. Dit kan dalk die hele wedstryd omgedraai het. Net so voor halftyd. Rob Ferreira wat voorloop 18-17.
As hy dames en here tweede helfte 18-17 vir Rob Rere. Op die oomblik Leidenburg op die aanval. Strafskop. So 10 meter van die doellyn af die bal uitgesit. Kan hulle hierdie voordeel gebruik op die aanval? Leidenburg wat Zaker mik en ongelukkig verloor Leidenburg die ingooi by die lyn staan en dit gaan 'n skram wees op die 15 meter lyn en dit gaan Rob Ferreira se ingooi wees. Kan Rob Ferreira die druk verlig nou? As jy kan sien, Toyota Leidenburg, ons borg vir die dag wat hierdie uitsending moontlik gemaak het. So vir Leidenburg Toyota sê baie dankie vir die ondersteuning. Nommer 9 vir Rob Ferreira wat die bal insit in die skram.
kry die bal baie mooi uit. Goeie skop van die loskakel van Rob Ferreira, maar die bal is nie uit nie. Dadelik speel die Leidenburg die bal wyd. Kan hulle dit nou gebruik? Leidenburg wat vorentoe gaan nog steeds. Hulle is in beheer van die bal. Goeie tweede fase bal deur Leidenburg. Daar op die punt is dit Leidenburg wat vorentoe gaan aan die oorkant. Het hulle nog die bal, Rob Ferreira het die bal afgevat. En Rob Ferreira wat die bal gaan terugjaag oor die kantlyn en dit gaan 'n lyn staan wees. En Leidenburg sal die bal kan ingooi. Leidenburg wat die lyn staan wen en daar bars nommer 8 weg met die bal en hy wen pragtige veld. Gaan hy die ondersteuning hê. Sy voete word letterlik onder hom uitgetrek. En 'n foutjie voordeel wat Leidenburg gehad het en die skeieregter gaan terugkom vir die voordeel. Was daar by die lyn staan gewees, ons kan net nie mooi sien wat was die oortreding gewees nie. Die bal was skeef ingegooi deur Leidenburg en dit gaan Rob Ferreira se ingooi wees by die skram. As 'n lekker stewige skram van al twee spanne af. En dit is weer Rob Ferreira se agterlyn. Wat gaan hulle nou met die bal kan doen? Hulle skiet die bal wyd. Gaan Leidenburg ook kan stop. 3 manne wat opvat om hom af te trek. En daar is 'n goeie kontest by die rak van Leidenburg. Ongelukkig nog steeds Rob Ferreira wat in beheer is van die bal en nou breek hulle deur en hulle gooi die bal weg. Nommer 1 van Rob Ferreira wat die bal gaan optel agter. Leidenburg se verdediging baie goed hou op die oomblik. Rob Ferreira wat die druk opsit. Rob Ferreira wat weer die bal by die kant toe bring. Leidenburg wat se verdediging met hou. Leidenburg op die oomblik by getalle by die raks kan hulle hierdie bal vat. Leidenburg wat aan die verkeerde kant gelê het van hierdie los skram en hy word gestraf. Nommer 12 van Leidenburg en dit is 'n strafskop vir Rob Ferreira. Wat gaan hulle doen? Gaan hulle paal toe gaan? Gaan hulle kantlyn toe gaan? Lyk my hulle gaan kantlyn toe gaan.
As hy goeie lynskop van Rob Ferreira. So 7 meter van die doellyn af. Gaan hulle ook kan gebruik. Gaan Leidenburg hierdie lynstand kan stop. Baie druk op die oomblik. Goeie bal van Rob Ferreira. Hulle rolbalbeweging. Kan Leidenburg hom stop. Hulle druk hom uit by die kant toe. Toch kom die bal uit Rob Ferreira se kant. Leidenburg wat die bal afvat. Daar gaan Leidenburg. Kan hulle hom gebruik. Voer die bal weer binnekant toe. Leidenburg het weer die bal. Kan hulle die bal gebruik. Baie druk van Rob Ferreira af. Rob Ferreira wat die bal in die hande kry. Vorentoe laat val van Leidenburg af. En die skeieregter gaan hulle terugbring. Daar's nie genoegsame voordeel nie. Gaan 'n skram wees vir Rob Ferreira. Vryskop te vroeg geskram deur Rob Ferreira. Leidenburg wat 'n tikkie gaan gee. Nommer 2 besige Kaland. Dra die bal en hulle is in beheer van die bal. Leidenburg daar aan die oorkant. Kan hulle die bal hou? Nog steeds is dit Leidenburg lyk weer is voordeel aan die kant van Leidenburg. Rob Ferreira wat hom kan speel. Die skopper van Leidenburg nog nie 'n voet vandag verkeerd gesit met die skopwerk nie. Hy gaan dit aandurf. So 5 meter van die kantlyn af van die oorkant. Net binnekant die 10 tree stippellyn. Kan Leidenburg weer die voortou neem. Hy kom vorentoe, tref die bal baie mooi, gaan hy deurgaan. Pragtig is hy oor. Klaas skiet hom hoog. En dit is weer Leidenburg wat die voortou vat. 2018 met so 24 minute se speeltyd oor. Sy lekker hoog kom hierdie afskop en weer nommer 2 van Leidenburg wat die bal opvat. Baie goeie wedstryd sover. Kan Leidenburg wegkom hierso van hulle kwartlyn af. Bal word opgeset. Nommer 9 wat mooi agter is. Hy kry die bal in die hande. Vinnige voete. Maar Leidenburg is op hulle met die verdediging. Maar ongelukkig Leidenburg gaan nie op hulle voete bly nie. Hulle val oor en hulle word gestraf. En dit is 'n speler wat daar bly lê. Dit lyk soos die speler van Rob Ferreira as ook die nommer 10 van Leidenburg.
Strafskop net so binnekant die halfgebied van Leidenburg. Gaan erop om pale te skop. Gaan hulle op die kantlyn skop. Nommer 10 wat baie ongemaklik lyk van Leidenburg op die oomblik. Rob Ferreira besluit hulle gaan pale toe skop. Hulle wil weer die bordjies verhang. Telling 20-18 op die oomblik. As hy hom oorsit, dan sal dit 21-20 wees. Lekker lang poging. Al twee die skoppers van albei spanne maak nie baie foute op die oomblik nie. Stilte. Hy kom vorentoe, tref die bal lekker hoog. Gaan hy die lengte, maar hy het nie die afstand nie en ongelukkig Leidenburg wat die bal vorentoe verloor van die skop af. Dadelik is Leidenburg onder druk. Rob Ferreira skram 5 meter van die doellyn af. Wat gaan Rob Ferreira doen met hierdie ene? Hulle het 'n lekker klein kantjie wat hulle kan speel. Sterk skram, baie goeie posisie. Asseil, Rob Ferreira wat kom voer, die agterman die bal agterop tel. Rob hoog vat, voordeel vir Rob Ferreira. Rob Ferreira wat oorgaan, kon hy die bal op die grond neersit. Vlag van die skeieregter gaan gesels. Prachtig tellen, opblazen. Skeieregter sê nee 3 nie. Vinnige tikkie wat Rob Ferreira vat en hulle gaan druk om reg onder die pale. 5 punte wat bykom vir Rob Ferreira. Telling op die oomblik 23-20. Allemachtig reg vir die pale, druk hom in die paal vas. Telling bly soos hy is, 20-23. Dink dit was dalk 'n bietjie casual gewees. Gemaklik en hy het ongelukkig in die paal vas. 20 minute om te gaan in hierdie wedstryd. Lekker hangskop van Leidenburg wat die bal met mekaar maak. Rob Ferreira wat die bal aangeslaan het. Leidenburg wat beheer is van hierdie bal. Kan hulle hom gebruik. Hulle dryf vorentoe. Weer nommer 2. Maar hulle duik vir hom so 'n paar meter terug agtertoe. Gelukkig 'n skoonbal wat uitkom. Skei het gesê daar kom die voordeel nie. Aanslaan van Rob Ferreira af. En dit gaan 'n skram wees. Leidenburg wat kan insit. Nommer 9 by die bal insit by die skram vir Leidenburg. Stewige skram. Haal die bal mooi uit. Oorslaan aangee vir Leidenburg. Van die binnengaping.
Weer kom die bal uit na Leidenburg se kant toe en dit gaan 'n strafskop wees vir Leidenburg. 'n Lyn met die pale. So 5 meter binnekant die 10 meter stippellyn. En Leidenburg besluit hulle gaan pale toe skop. So oorsit is die telling weer gelyk op. Skoppers het redelike confidence op die stadium. Son is reg in die oë. Reg van voor. Nommer 10 kom vorentoe. Hy tref die bal. Druk hom aan die linkerkant verby. Nog steeds bly die telling 23-20 in die guns van Rob Ferreira. Lekker diep inskop van Rob Ferreira. En die nommer 9 van Leidenburg wat die bal opvat. Leidenburg het die bal. Voorspelers dra die bal vorentoe. Nommer 8. En hulle stuur die bal daar na die punt toe. Maar die speler word letterlik van sy voete af opgetel. Leidenburg wil steeds die bal uitkry. Speel vorentoe. Leidenburg wat sy ondersteuning baie goed is. Daar is 'n hoog tackle, voordeel vir Leidenburg weer. Kan hulle hierdie voordeel nou gebruik hierdie keer? Nie genoeg voordeel nie. En die skeieregter sê daar vir kaptein van Rob Ferreira, die tweede hoog tackle. Kan nog 'n waarskuwing vir die hele span wees. Leidenburg besluit, kom ons gaan kantlyn toe. Baie goeie skop op die 5 meter stippellyn. Leidenburg se lyn staan nou oor die algemeen baie goed vandag. Kan hulle dit kapitaliseer daarop? Hulle het die bal. Die bal wat afgetrek, weer voordeel vir Leidenburg. Rob Ferreira sal moet pas op. En nommer 2 wat oorgaan. Nommer 2 wat oorgaan. Skeieregter stap daar na die vlagman toe. En hulle ken die 3 toe. Telling 25-23. Dit is nou 'n ding dong hierdie kant toe en daai kant toe, hierdie kant toe en daai kant toe. Gaan die skoppers vandag die verskil in hierdie wedstryd kan maak. Nommer 10 van Leidenburg wat aanlê vir die 5 skop. Tussen die pale deur. Wat 'n lekker wedstryd is dit hierdie nie. Spanne wil nie bes gee nie. 27-23 en nou in die guns van die tuisspan Leidenburg. Leidenburg wat nou in die son inkyk met hierdie afskop. Seker vat hulle daai bal uit die lug uit. Gee diep vir die loskakel by die balveld afskop.
in die middel. En Rob Ferreira wat dadelijk die bal buitspeel. Hulle wil nou hardloop. Kan Leidenburg hulle tackle. Groot nummer 10 van Rob Ferreira. Baie metersveld ben. En weer die woelige nummer 9. Kan hy die verskil maak? Nummer 15 Rob Ferreira. Hulle is nog steeds op die voorvoet. Gaan die verdediging van Leidenburg hou. Rob Ferreira nog steeds in besit van die bal. Hulle het baie manne aan die buitekant. Gaan hulle die bal speel. Reg deur die hande daarvan die linkervleuel van Rob Ferreira. By die kantlyn uit. En dit gaan 'n lynstaan wees en Leidenburg kan ingooi. Leidenburg se ingooi by die lyn staan, maar hulle is nog onder geweldige druk op die stadion. En Leidenburg op die lyn staan verloor nou Rob Ferreira wat omwen. Hulle het besit van die bal op die oomblik. Wat gaan Rob Ferreira maak met die bal? Ek gaan hom bewys stuur. Dis waar hulle sterk is, dis waar hulle goed is. Leidenburg wat hulle verdedig, plat trek daarso. Rob kry die bal. Vat die bal op met die voorspelers. Nommer 2 van Leidenburg daarso wat hierdie voorspelers in die lug hou. Weer 'n keer Rob Ferreira wat buitspeel. En hy klop 2-3 manne. En die bal word oor die doellyn geskop. Die speler die bal doodgedruk. Hy het die bal oor die doellyn gevat. 5 teeskram Rob Ferreira. Baie goed gedoen deur Rob Ferreira daar om die bal lewendig te hou. Leidenburg wat nou verdedig en hulle kry die vryskop. Rob Ferreira wat te vinnig skram. Leidenburg wat vinnig speel. Leidenburg het die bal. Kan hulle die druk verlig hierso. As sy skop weer die bal veld af. Bal op verkeerd. Gelukkig is hy uit vir Leidenburg. Rob Ferreira se ingooi in die lyn staan. Rob Ferreira wat die bal vorentoe verloor in die lyn staan. Kan die bal nie bemeester nie. Dadelik Leidenburg wat vorentoe beweeg. Weer 'n keer nommer 2 en nou is dit nommer 12 wat die bal opvat van Leidenburg. Hulle druk hom vorentoe. Leidenburg nog steeds in beheer van die bal. Leidenburg wat Rob Ferreira daarso vastpin. Dit lyk soos voordeel vir Leidenburg hierso. En daar gaan Leidenburg se kaptein probeer deurbreek daarso. Hulle het die voordeel. Bal vorentoe gegaan. Skeiesterk kom terug vir die voordeel. Wat gaan Leidenburg doen? Gaan hulle paal toe gaan?
gaan hulle vir die lyn staan gaan. Daar is nog 9 minute oor van hierdie wedstryd. Leidenburg gaan kanteling opsoek. Pragtige skoppie, druk hom daar in die hoekie in 5 meter van die doellyn af. Gaan Rob vir Leidenburg kan ingooi. Gaan Leidenburg vir die lyn staan, gaan bemeester. Leidenburg begin met 'n dryfmaal beweging. Hulle gaan Paulus se kant toe. Rob Ferreira probeer hom aftrek. Hulle gaan straf word. Leidenburg wat oorgaan, is hy oor? Kyk agterwys, hy is daarso. Dit lyk soos die nommer 8 van Leidenburg wat daarso oorgegaan het. Leidenburg se lynstaande wat baie goed is op die oomblik. En hulle kapitaliseer op daai lynstaande. Daar's nog so 8 minute se speeltyd oor. Telling op die oomblik 32-23 in die guns van Leidenburg. Links, hy kom vorentoe, tref die bal. Pragtig tussen die pale deur. Baie goeie skopwerk deur die nommer 10 van Leidenburg vanmiddag. Telling 34-23. 11 punte verskil. Kan Rob Ferreira terugkom. Daar's nog 7 minute speeltyd oor. Lekker hangskop hier so van Rob Ferreira, weer die nommer 2 van Leidenburg wat die bal in die hande kry en hy beweeg nog steeds vorentoe. Leidenburg weer 'n keer speel diep agtertoe. Skop die bal op Rob Ferreira en hier kom Rob Ferreira weer. Hulle speel aan die binnekant toe. Hulle skuif die bal baie vinnig. Rob Ferreira op die aanval. Hoe gaan daai bal dans? In die hande van Rob Ferreira en hy gaan druk hom onder die pale. Weer 'n keer dalk 'n foutjie van Leidenburg. Dat die veld die bal nie uitskop nie. Of in die middelveld vir Rob Ferreira teruggee. Rob Ferreira het baie spoed op die punte. Hulle maak gebruik daarvan. Dit werk vir hulle baie goed. As sê ons is weer die telling nou 30-34. Daar's nog 6 minute speeltyd oor. So lekker diep, Rob Ferreira wat die bal in die hande het. Hulle sit die dryfbeweging op. Strafskop tot die guns van Rob Ferreira. Leidenburg wat 'n bietjie aan die kant van die loskram gelê het. As sy net so binnekant die halfgebied van Rob Ferreira gaan die lynstaan gevorm word. Rob Ferreira se ingooi.
So dit was 'n aanslaan gewees van wit af. Dan gaan nie voordeel vir Rob Ferreira wees nie. Dit gaan 'n skram wees. En Rob Ferreira kan die bal ingooi. Crouch! Boy! Dis 'n lekker stewige skram van al twee spanne af. Rob Ferreira wat die bal uitkry op die nommer 10. Ongelukkig Rob Ferreira die bal in die hand hou nie. Verloor die bal en dit gaan 'n middelskram wees. Leidenburg wat kan ingooi. Leidenburg se agterman wat die bal optel agter die skram. Maar hulle hou vir hom besig, hulle hou vir hom vas. Leidenburg nog steeds die bal in die hand en hulle wil die bal uit buite gaan. Weer 'n strafskop. Onkansspel deur Rob Ferreira. Mooi lyn en dan werk ons op. Leidenburg besluit hulle gaan die kantlyn opsoek. Het hy op pragtige skop deur Leidenburg se nommer 10. Druk hom in die hoekie en hy verplaas die druk op Rob Ferreira. Daar is nog 2 minute 30 sekondes oor. Telling 34-30. 0 bytstryd hier op die oomblik. Son is al besig om te sak. Kan Rob Ferreira hier die lyn staan van Leidenburg stop. Goeie lyn staan deur Leidenburg en voordeel weer 'n keer. Rob Ferreira wat die losgemaal laat val. Het Leidenburg oorgegaan daarso. Skeieregter wil gaan uitvind by die vlagman. Hy ken die 3-2. Leidenburg wat 5 punte byvoeg. Leidenburg se lynstaande wat baie goed werk vanmiddag. - 39-30. 2 minute speeltyd oor. Nommer 10 wat vir die soveelste keer vandag gaan paal toe aanlê. Hy het 'n minuut. Pas op wat hy nie te lank vat nie. Hy tree vorentoe en hy jaag hom tussen die pale deur. Vir 'n oomblik gedog dalk die skeieregter gaan die tyd stop daarso. Telling op die oomblik 41-30 in die guns van Leidenburg. Rob Ferreira wat afskop, Leidenburg bemeester die bal. Weer 'n keer nommer 2 wat die bal opdra vorentoe. As sy kaptein wat die bal agter die loskram optel, dryf sy 'n bietjie vorentoe en ek dink hulle wil nou net die tyd uitspeel. Leidenburg wat die bal kry en hulle gaan nog steeds vorentoe. Wil hulle nou nog 'n 3 kan druk? Hulle dra die bal op
Het Rob Ferreira die bal in die hande gekry. Skeieregter sê nee, vorentoe aangee. Leidenburg wat hierdie kragmeting kan wen, 41-30. Pragtige drie in die kant van Rob Ferreira gewees. Die voorspelers van Leidenburg wat dalk net te sterk was op die einde van die dag vir al die lynstande wat 'n verskil gemaak het. Maar wel gedaan aan al twee hierdie spanne. Sy dames en here, ons wil net graag hierso vir die geleentheid gebruik maak weer eens om vir die Jouta Leidenburg baie dankie te sê vir die borgskap wat hierdie beeldsending moontlik gemaak het en dan ook ons ander borg vir die dag Phoenix sekuriteit wat hierdie beeldsending vir ons moontlik gemaak het en dan sê ons baie dankie dan ook aan die Louveld Live wat vir ons hierdie kameras en die beeldsending beskikbaar gemaak het om vandag hier te wees. Louveld Live, great job, well done ons, dankie.